As 'n mens die uitverkiesing toets aan ander teologiese standpunte, dan moet 'n mens dit baie sterk Bybels beredeneer en nie emosioneel nie. Die remonstrante se standpunt is byvoorbeeld dat 'n mens vir jou eie saligheid kan werk en jy kan besluit of jy tot die geloof wil kom of die Here in jou lewe wil innooi of nie. En die feit dat jy self kan besluit volgens hulle, maak hulle leer aanvegbaar. Die feit bly staan, die woord uitverkiesing staan ten minste 64 keer in die Bybel, wat die Here self die woord gebruik. Uitverkiesing of verkiesing. 'n Mens kan dus nie die woord ontken nie, want God gebruik dit self. Nou die remonstrante los die probleem so op dat hulle sê daar is 'n algemene verkiesing en dan het hulle 'n besondere verkiesing. Die algemene verkiesing is dat die Here 'n sekere hoeveelheid saligheid voorberei, maar in hulle besondere verkiesing gaan kyk die Here dan in sy raadsplan watter mense wil tot bekering kom en kom tot bekering en dan kies hy hulle uit. Dit kan nie. Want die oomblik wanneer 'n mens so 'n leer handhaaf, dan trek jy 'n streep deur God se soewereiniteit. Dan is God nie die albeslissende nie en dan is God ook nie almagtig nie, want dan moet God sy raad onderwerp aan die besluit van mense en die keuse van mense is dus dan wat God met hulle moet doen of nie met hulle moet doen nie. Wat leer ons in die Bybel? Ons leer dat die Here vir Adam en Eva in die dag in die paradys gesê het, die dag as jy daarvan eet, sal jy sekerlik sterwe. Die Here praat dus daar van die boom van die kennis van goed en kwaad. En as jy nou gaan kyk na 1 Korintiërs 15, dan kom 'n mens agter dat in 1 Korintiërs 15 die Here Adam ten volle verkwalik vir daardie gebeurtenis, want sê die Here vir hom, deur hierdie een mens het die dood in die wêreld gekom. En dan speel die Here hom af teen Christus, dan sê die Here, want Christus het dan weer die lewe teruggebring. En as jy nou gaan kyk wat die belydenisskrifte van die gereformeerde wêreld, van die sinode van Dort af, is alle reformatoriese kerke was daarom daar by mekaar besluit het, dan lees ons in die Nederlandse geloofsbelijdenis artikel 16, dat daardie sondeval van Adam en Eva beteken het, dat die hele menslike geslag in sonde geval het. En daar is nie eintlik enige werklike kenner van God se woord wat daardie stelling ontken nie. En as 'n mens deur die hele Bybel lees, Ou en Nuwe Testament, dan kom jy agter, die Here word nog steeds verskriklik kwaad oor enige sondes wat ons doen. En as alle mense dan sou hel toe gaan, omdat hulle sondaars is, en die Here sê mos ook in Romeine 3, die loon van die sonde is die dood. So ons het almal sonde gedoen, en as die Here ons moet betaal, dan betaal hy ons met die dood. So as alle mense hel toe gaan, dan doen die Here niks verkeerd nie. Dis hoe dit behoort te wees. Maar dan kom ons agter dat die Here 'n lyn het, waarmee hy dan sê, daar is tog mense aan wie hy genade bewys. Mense wat hy verlos. Hulle verlos hulle nie self nie. Hy verlos hulle van die vervloeking van sonde en van die wet, want hy stuur sy seun om vir hulle te sterf. En daar is baie duidelik 2 dele onder die mense, want vir Eva, net na die sondeval, sê die Here, ek sal skeiding maak tussen jou saad en sy saad.
die vrou se saad en die slang se saad. God sê dus, daar is mense wat hemel toe gaan, en daar is mense wat hel toe gaan, mense wat die Here gaan dien, en mense wat die duiwel gaan dien. En dan sê God, hy maak daardie skeiding. En as die Here later met Abraham die verbond sluit, dan sê die Here vir hom, ek sal vir jou 'n God wees. Hy besluit nie of die Here sy God is nie. God besluit, ek is vir jou 'n God. En dan as ons Romeine 9 gaan lees, dan lees ons hierdie stuk geskiedenis, dat Rebekka swanger is, en sy het 'n tweeling, en dan gaan sy na die Here toe, dan kla sy oor hierdie 2 kindertjies in haar, dan sê sy vir die Here, maar hierdie kinders veg. Hulle roer nie net nie, dan sê die Here vir haar, jy is reg. Dis 2 volke wat met mekaar beklei, en dan sê die Here vir haar, Jakob het ek lief gehad, en Esau het ek gehaat. En dan vra jy jouself af, nou waar het God hulle geken? Hulle is nog nie gebore nie. En dan sê die Romeine brief baie duidelik, sodat die voorneme van God volgens sy verkiesing vas kan staan. En dan sê die Here, dit hang nie af van hom wat wil of hom wat werk nie, dit hang van my af. Ek besluit. Romeine 9 maak al hierdie goed. En dan verwys Paulus na die profeet in die Ou Testament vir wie die Here gesê het, gaan nou na die pottebakker toe. En toe die profeet by die pottebakker kom, toe is die pottebakker net mooi besig om iets te maak van 'n stuk klei daar. En toe sit op die spinwiel en dit val in mekaar, en toe maak die pottebakker 'n nuwe ding. Nie weet dit wat hy gemaak het nie. En dan sê die Here in Romeine 9, net so maak ek met die klei wat ek wil. En die klei kan nie vir die maker sê, hoekom het hy my so gemaak nie? En dan sê die Here hierdie woorde wat vir ons nogal verskriklik is, veral as jy ongelowig is, of as jy een van die is wat God wil voorskryf. Dan sê die Here, hy maak voorwerpe wat vir die toorn toeberei is, met ander woorde, hulle is gemaak vir die dag van oordeel. En dan sê die Here, en hy bewaar hulle vir die hel. Ek sê dit nou in my eie woorde, maar gaan kyk maar, dit is presies wat in Romeine 9 staan. So die uitverkiesing is een van daardie misterieë in die Bybel wat jy maar doodgewoon moet aanvaar. Dit help nie, 'n mens wil jou met menslikheid verhef en die Here tot verantwoording roep, en as jy nie iets kan verstaan, of ek nie iets kan verstaan, vir die Here sê, maar dan werk dit nie. Want ons moet onthou, God is nie 'n mens nie. God is baie, baie groter as ons. En God se raadsplan is nie in alle opsigte aan ons verstaan duidelik gemaak nie. Want die Here wil ook hê ons moet glo. Kyk nou byvoorbeeld na iets soos Handelinge 13 vers 48. Ek lees dit. En toe die heidene dit hoor, was hulle bly en hulle het die woord van die Here geprys. En luister nou na die woorde. En daar het gelowig geword almal wat verordineer was tot die ewige lewe. Hierdie kwessie van die geloof het dus nie by die heidene begin nie. Dit het ook nie uit hulle self begin nie. Die voorspel lê in die voorafgaande raad van God. Hy sê, hy het hulle verordineer. Hy het so besluit. En nou lewe hulle, nou roep hy hulle, nou kom hulle tot bekering om sy raadsbesluit te bevestig. Die uitverkiesing moet ons onthou, grond die Here in sy wysheid. God se wysheid is nie my en jou wysheid nie. Dis so groot, ons kan dit nie verstaan nie. En verder grond dit in die onveranderlikheid van God. Dis nie waar dat God verander. En as jy vanaand doodgaan nadat jy baie stout was, dan gaan jy hel toe, maar as jy môre doodgaan nadat jy baie soet was, dan gaan jy weer hemel toe nie. Die Here hou nie vandag van jou en môre hou hy nie van jou nie. Die raad van die Here is onwankelbaar vas. Die Bybel leer dit oor en oor. Verder berus die uitverkiesing in die alwetendheid van God. God weet alles van ewigheid tot ewigheid. En die laaste grond waarop die uitverkiesing rus, is die almag van God. God laat nie vir hom vertel nie. Niemand kan die Here vertel nie. Niemand kan die Here dwing om sy raad te verander nie. En dink nou maar vir jouself. 'n God wat vandag so is en môre anders, is presies wat die heidense afgode is.
en daarom het al die heidense gode en afgoderry uitgedien geraak, want so God is nie betroubaar nie. Ons God leer goed wat ons nie kan verstaan nie, soos die uitverkiesing. Maar juis daarin lê sy almag en juis daarin lê my veiligheid. God het my uitverkies en al is ek hoe sondig, hy het my versoen deur die bloed van Christus. Hy laat my tot bekering kom, want as ek tot bekering moet kom, gaan ek in my sondes volhard. Die Here red my, ondanks hoe ek is, of hoe sleg ek is, of hoeveel ek van myself dink. God se woord uitverkiesing beteken ook mense wat van tevore by mekaar gemaak is. Dis die betekenis van die Griekse woorde. En daardie woord is die woord wat in die Nuwe Testament staan vir gemeente, ekklesia, uitgeroeptes, by mekaar gemaaktes. En ons vertaal dit met kerk. So jy kan nie sê jy behoort aan 'n kerk, maar jy glo nie aan die uitverkiesing nie.